Baie welkom almal, dit is regtig altyd 'n groot voorreg as ons hier by mekaar kan kom. Ek weet nie hoe dit vir jou is nie, maar verlang was dit vir my twee highlights van die jaar. Is as ek kan Familia Day toe Equip toe kom. Net om saam met almal hier te kuier, almal te aanbid, saam met almal te aanbid en mekaar te kan bedien. En ek hoop dit kan vir jou ook so wees. So regtig baie welkom. Jy gaan sien, daar gaan papiertjies nou verbykom. En op daai papiertjies, daar's pink papiertjies en blou papiertjies. Nou kom ons kyk wie was almal hoërgraad wiskunde kinders op skool. Die mans gaan skryf op die blou papiertjies. En die vrouens gaan skryf op die pink papiertjies, want daar is net pink en blou. Alright? So jy gaan sien, moet nou nie worry nie, dit gaan deurlopend plaas. En wat jy op die papiertjie gaan skryf op twee papiertjies, jy gaan, as jy 'n man is, 2 bloues vat, as jy 'n vrou is, 2 pinkes vat. Gaan jy jou naam, jou dorp en jou selnommer skryf. Ons gaan dit vat en dit verkoop aan 'n data, nee, ek maak 'n grap. Jy gaan dit opskryf. Nou gaan daar weer iets verbykom en dan gaan ons dit daar ingooi. So jy moet 2 keer jou naam, jou dorp en jou selfoonnommer elkeen op 'n papiertjie skryf. Ek sal nou verduidelik wat met dit gaan gebeur. En dan kyk ek so in die gehoor en ek probeer sien wie dra besondere salwing. Is daar iemand wat besondere salwing dra? Enige iemand? Niemand in die hele Familia Day met salwing. Dis 'n issue. Wie dra salwing? Almal te nederig. Wie dra? Dankie. Sal jy vir ons kom open met gebed? Want as ons het iemand wat salwing het. Kom ons bid saam. Vader, wanneer ons in die teenwoordigheid kom, kan ons nie anders as om nederig te wees nie. U is so 'n goeie God. U is so 'n groot God. Ons is hier, Here, nie net om weg te breek nie, maar ons is hier om in die teenwoordigheid te wees. Ek bid, Here, dat U sal stil staan die volgende dag of 2, 3 by elkeen van ons. U teenwoordigheid ons sal verryk, ons sal equip en ons 'n beter mens sal wegstuur wat in kontak was met God. Ons gee U in Jesus naam. Amen. Nou ja, baie dankie. Ons het net 'n paar protokolle en ek gaan nou met julle meer begin deel oor iets. Ek waai met die kamera, maar hy wil nie my vat nie. Dis die probleem met iPad. As hy daar het. 'n paar protokolle deel. Kan ek sien wie besoek ons vandag? Hierso, jy's 'n besoeker, die eerste keer hierso by 'n Familia Day byeenkoms. Kan jy jou hand lekker hoog opsteek? Daar agter, hier's 'n paar mense, 'n paar mense. Ek sien besoekers wat nog, kom ons gee vir hulle 'n groot cheer. So dis altyd lekker om besoekers te hê. Hier's 'n paar reëls by Familia Day waaroor ons baie ernstig is. Een is, daar is geen titels nie. So is jy dalk dokter, professor, apostel, wie ook al. Hierso is jy plain Gert, Werner, so aan. In besondere omstandighede mag jy iemand oom of tannie noem. Maar dit is die verste wat ons het toelaat. So geen titels nie, wees gemaklik, al ons besoekers baie welkom. Ons hoop julle het 'n besondere goeie tyd. Hierdie ou waai verskriklik, hy soek iets. Kort ons nog papiertjies. Wie kort nog papiertjies? Daar's 'n groot crowd wat nog papiertjies kort. LJ, hou julle hande in die lug. LJ, kyk net gou rond. Kyk net eers rond. Kyk daar, kyk hier voor LJ. Paar dames. Wat papiertjies kort. Nou terwyl die papiertjies aangaan, moenie worry nie, ons gaan nou dit verder uitsort. Hulle sal aanhou vir jou uitdeel, wys maar net vir hulle. Hierdie eerste deel wil ek graag met jou 'n paar goed deel. En dit is belangrik want dit beïnvloed jou.
En ek wil met jou deel wat gebeur in Familia Dei op hierdie stadium en waar dit heen gaan. En uit die aard van die saak is jy deel van Familia Dei, dis hoekom ek sê dit beïnvloed jou. En ek wil baie graag hê dat jy ook sal saam bid oor die dinge wat gebeur en saam werk met die dinge wat gebeur. En uit die aard van die saak, daar gebeur eintlik so baie dat ek nie nou als met jou kan deel nie. Daar's net 'n paar dinge wat ek wil onder jou aandag bring, spesifiek rondom ons visie en waar ons heen gaan en wat ons glo die Here op ons harte druk en al die mooi dinge. En die eerste ding gaan rondom die punt van groei. En ons wil baie graag hê Familia Dei moet groei. Ons wil hê Familia Dei moet groter word. Nou dadelik sê jy, maar waar gaan ek dan nou sit in hierdie saal as Familia Dei groter word? Maar ons kan nog 'n bietjie planne maak, maar moenie dat dit jou plan nie, dis oorkombaar. Ek sukkel baie eerder met 'n kerk wat te klein is, as met 'n gemeente wat te klein is. En ek dink jy verstaan wat ek sê daar. Nee, dis lekker probleme om op te los. Ons weet ons kan nie kerke bykry in ons streek van die AGS se kant af in die sin van streke nie. En ons is 'n streek of is 'n nie geografiese netwerk dan vir nie geografiese streek of 'n netwerk. Ons kan nie gemeentes bykry nie. So die enigste manier hoe ons kan groei binne in die AGS is deur te plant. En ons wil baie sterk gemeentes plant. Ons gaan meer oor die plantings later sê, maar ons wil graag plant, maar ons wil steeds groei. Nou sê jy, maar hoekom wil jy groei? En dan vra ek jou die vraag, wel, wil jy hê jou gemeente moet groei? En as jy vir my sê, nee, ek wil nie hê my gemeente moet groei nie, dan wil ek voorstel, dat jy regtig bietjie kyk na telemarketing, of burgers flip by McDonald's, of iets anders. Want, wat doen jy dan? Ek dink tog elke iemand wat 'n roeping van die Here het, en jy glo in die boodskap wat jy verkondig, wat die grootste en die mooiste boodskap in die wêreld is, met die meeste potensiaal om mense se lewens te verander, wil tog daai boodskap by soveel as moontlik mense uitkry. Ek seker vir julle wat preek, as jy preek voorberei, en jy wil hom deel met mense, wil jy soveel as moontlik mense moet na hom luister. Hoekom? Want jy glo in die waarheid wat jy deel. En jy hoop daai waarheid doen iets in hulle lewe. En dis maar dieselfde beginsel. Hoekom wil ons hê Familia Dei moet groei? Wel, ons wil graag wat ons hier beleef en wat ons doen. En die rede hoekom baie van julle so ver gery het om hier te wees, niemand het 'n revolver teen jou kop gedruk en gesê jy moet hier wees nie. Jy het self gekies om tot hier te kom. Ek praat nou met Louis, hy sê hoe laat was Louis? Louis, ek het nou net met jou gepraat. Waar is jy? Louis. Daar's Louis. Hy sê hoe laat jy gery? 6 uur vanoggend gery en hy het nou net hier aangekom. So hoekom sal iemand dit doen? Want jy kry waarde. En ek dink dis wat ons met mense wil deel. In my hart is regtig dat ons dit met soveel as moontlik mense deel. Dat mense kan beleef, kan toegerus word, dat dit ons 'n impak kan maak in die koninkryk, eerste plek in leiers se lewe. En dis hoekom ons ook dinge soos vriende van Familia Dei het en so wat ek nou iets oor sal sê, dis hoekom ons ook soms mense nooi heen, is net om saam met ons toegerus te word, saam met ons te kan beleef die voorreg wat die Here ons gegee het. Ons wil dit doen, ons wil 'n groter impak maak in die koninkryk deur dit in die eerste plek te doen in leiers se lewe. Leiers soos jy en leiers soos ander mense wat ook in die bediening is. En in die tweede plek wil ons dit doen in meer mense se lewe, deur ons leiers, deur ons gemeentes in Familia Dei, in meer mense se lewens. Nou hoe maak Familia Dei 'n impak in mense se lewens? En ek besef, ek skop nou nie af vandag met 'n sessie wat jou lering gee nie, of ek skop af met 'n stuk visie. Maar dink, dis ook belangrik dat ons visie het. Want as ons geen visie het nie, waar gaan ons heen? En hoe maak ons 'n impak? Wel, ek dink, dis 'n no-brainer, maar al ons byeenkomste maak 'n impak. Ek het soveel getuienisse in lewe van wanneer ek hier was, wat ek encounters met die Here gehad het, of wanneer mense goed gedeel het,
wat in belê is, die samesyn, al daai goed. Ons e-koops wat hierdie is, e-koop, ons nette, ons jeug summer camp wat kom, en ek het vir die ouens gesê, ek is so ernstig oor daai kamp, ek het my sabbatical kort gesny, om by daai kamp te wees van die tieners, sodat ons kan bedien, en so al die verskillende nette. Ons produkte maak 'n verskil. Nou van julle weet, ons het die groot storieboek, ek dink meeste van julle weet dit, maar ons het hom nou vertaal, en die wonderlike ding is, die NOB het betaal vir die vertaling, na die Engels, die Sotho, en die Zulu vertaling van die groot storieboek. En dan het ons die hele groot storieboek hoe sal ek dit stel? Ons het hom vir Afrika-fiseer. So, ons noem dit die South African edition. En ons het nou 'n Zulu, 'n Sotho en 'n Engelse een van die groot storieboek. En dit het so R80.000 gekos vir die NOB en hulle het dit gesponsor om daai projek. En nou gaan ons dit uitrol na die hele AGS toe as 'n curriculum wat hulle kan gebruik by hulle tieners. En dis die tipe goed wat ons kan doen wat 'n groot impak maak. Dan is daar 'n plan in ons hart en by die vergadering sal ek meer daaroor praat en ek glo julle gaan almal die visie sien en inkoop. Maar in 2028 Maart wil ons as 'n Familia Day ons eie musiekopname doen en ons gaan die konferensie hou daar by Kaleido. So dit sal in die plek van een van die e-koops wees, sal ons 'n konferensie doen, maar daar gaan ons eie songs van Familia Day met ons eie musikante 'n live recording doen en ons gaan dit behoorlik doen. Dit gaan nie 'n ja, dankie. Dion het dit gesnap. Yes. En dit gaan huge wees. Maar dis 'n manier hoe ons kan impak maak en dit gaan Afrikaans wees, by the way. So Afrikaanse gemeentes goeie, maklike, moderne, salwingvolle Afrikaanse musiek het wat hulle kan sing. Ek was ook by YouVersion gewees. Familia Day het my goed gunstig gestuur en ek sê dit vir die direksie is die beste traveling koste wat ons nog spandeer het, want ek was by YouVersion in die Kaapse Suid-Afrikaanse Hub Launch en Partner Summit. En ek het nie 'n klou gehad van waarmee daai ouens alles besig is en hoe hulle ons kan empower. So ek het met hulle gelink, ek is nie op my mond geval nie, so ek het dadelik gaan link met die leier van die Suid-Afrikaanse, ons landsleier, want hulle het 'n hub kom neersit in Suid-Afrika, een in Australië, een in Kenia, en een in Duitsland op die stadium buite hulle Amerikaanse een. En hulle hele dryf is om content te create in die land se tale, want hulle sê mense connect beter met die Here in hulle eie taal. En ek het gesien wat die potensiaal vir jou en jou gemeente en wat ons kan doen en vir wat jy en hoe ver jy kan deel. So ek het hulle genooi, hulle gaan Oktober kom en met ons praat en vir jou wys hoe kan jy jou gemeente en al die klas van goed regtig jou hele reach eksponensieel vermeerder. So ek is baie opgewonde daarvoor. Ek wou hulle nie nou indruk nie, want ek wil hulle nie indruk in hierdie program was klaar redelik vas. So ons bring hulle Oktober. Maar dis maniere hoe ons 'n verskil kan maak as Familia Day in mense se lewens en dan natuurlik ons netwerk en ons samesyn. Dit bly vir my nommer 1. Hierdie koneksie wat ons met mekaar in die skouers stuur, die kruisbestuiving, die verhoudinge wat gebou word, maak 'n massiewe verskil. Nou hoe wil ons groei? Wel eerstens, ons wil kerke plant. Ons wil Familia Day AGS kerke plant. Dis wat ons wil doen, ons wil kerke plant. En ons het nou al gepraat oor kerkplanting, ons het nou al so strategiese oefening gehad en dit was interessant. Party ons voel ons moet 250 kerke plant, party ons voel nie 10 is 'n maklikheid, maar party ons dink aan 'n kerk as 'n kerk wat lyk soos 'n groot kerk, ander ouens dink aan 'n kerk as 'n kerk, 'n boom, 5 ouens daar. En ons het verskillende idees. En ons wil al daai tipe kerke plant. Maar in dit als wil ons ook AGS Familia Day kerke plant. En ons het nou 'n taakspan saamgestel vir die kerkplanting
En die taakspan se rol is om te dink rondom Familie Day, te dink oor die land, te bid oor die land, in konsultasie met ander mense wat se hart opgewek word, en wie se hart die Here opwek, om kerke te plant. Nou, ons het klaar 2 plekke geïdentifiseer, en almal moet nou nie opspring en sê, die Here het met jou gepraat nie, gaan praat eers regtig met die Here, maar as ek die name noem, dan gaan julle dadelik sê, ek is 'n kandidaat. Die een is Amanzimtoti en die ander is Split. Die 4de manier hoe jy kan wees, is as iemand jou nooi. En dan kan jy naartoe kom. Maar ons is pretty much nie oop net vir enige ou om te kom wat wil nie, want ons is nie 'n konferensie nie. Ons is 'n familie wat saam wil, en ons wil met ouens 'n journey stap as hulle journey wil wees. Dan sal jy sien, daar's 2 groepe, WhatsApp groepe. Daar's die Familie Day pastore groep. Nou as jy 'n geordende pastoor is van Familie Day, en jy's nie op die Familie Day pastore WhatsApp groep nie, gaan praat asseblief met Sonja, want jy moet op die groep wees. Daar kommunikeer ons AGS relevante goed, soos, hoorie, dis nou wat gaan met die studies, dis nou wat die hoofsekretaris sê, ons moet van dit bewus wees, goed wat typies AGS met jou status uit te waai. Maar tweede ding, is daar's 'n Familie Day, nou moet ek net reg sê, maar nou het ek gesê, Konneksie. Is dit die regte naam? Familie Day Konneksie. Wie is op Familie Day Konneksie? Kan ek sien? Nou, nee, jy moet meer wees. Miskien weet jy nie eens op dit nie. Familie Day Konneksie. Nou, as jy nie is nie, ons gaan nou 'n toets doen. Gaan ek vra op die Konneksie groep stuur, en nie is 'n klomp wat nie is nie. Asseblief gaan skryf jou naam op. Nou gaan jy sê, nee, maar Sonja het my details, en ons onthou nou die goed raak verwarrend. Gaan skryf net jou naam, want die Konneksie sluit almal in. En die gedagte is, dat daar kommunikeer ons goed wat relevant is vir Familie Day. Dan in die verlede was dit net op die pastore groep gekommunikeer, maar as jy 'n pastoor is soos ek, met effense geheueverlies, en jy is baie besig, en jy sien, Familie Day sê dit, dan vergeet ek om met die res van my span te kommunikeer, maar hulle is ook deel van Familie Day, en my worship leier, net soveel deel van Familie Day soos ek, sy hoor dit nie, en sy is nie ingebind nie. So dis hoekom ons die konneksie goed het, en daar gaan ons wil jy 'n vraag vra. Jy kan vir Sonja dit verduidelik, hy praat van 'n QR-code, dit klink na 'n goeie plan. Laat ons hom scan om op die groep te kom. Die idee is, as jy met Familie Day journey, moet jy op die konneksie groep kom, want daar gaan ons Familie Day se goeders doen. Nou, uit die aard van die saak, ons wil baie graag, tweede ding wat ek sê, groot visie is die omgee van Familie Day. So ons wil groei, maar met die groei kom ons sekere omgee challenges. As ek nou 'n goeie kerkwoord kan gebruik, versorging challenges. Ek het nie almal van julle gebel in die laaste 6 maande nie. Moet asseblief nie jou hand opsteek as ek jou nie gebel het. Ek vra jou mooi. Maar as jy dink hoe groot is jou gemeente, net jou gemeente, en jy draai net jou kop so, en jy sien jy sit oor die 200 mense hier, en dan onthou jy, ek het ook 'n gemeente, dan besef jy, hierdie show raak nou groot, en ons het begin as 7 gemeentes in Familie Day. Nou is ons lankal nie meer 7 gemeentes nie. Ons is nou 38 gemeentes sonder ons vriende, sonder FDK. So die uitdaging, die behoefte vir versorging, die behoefte vir omgee vir mekaar is steeds daar. Ons almal het daai behoefte. Maar hoe gaan ons dit aanspreek? En uit die aard van die saak is een van die goed hoe ons dit aanspreek, daar's 'n paar inisiatiewe wat ons nou wil uitrol, want dis iets wat regtig op my hart was, en ek het besef 'n herderskaapmodel gaan nie werk nie. Ek het besef, ek gaan nie, ons gaan nie sinvol vir almal in Familie Day kan versorg, na elkeen se hart luister, en as ons 'n model probeer dryf, waar ek almal draai bel nie. Ek besef, dit het eintlik 'n kat. Ons moet met 'n baie beter plan vorendag kom. Nou, een van die goed is die Familie Day Konneksie groep,
soos ek sê, dat ons almal daar ingebind is in die kommunikasie. Die tweede ding is, en ek dink dis die groot ding, ek moet sê, ek het baie insig oor hoekom Johan Stein vir 8 jaar lank hierdie voltyds gedoen het. Sy laaste 8 jaar van familie. Ek het baie insig begin kry en hoekom hy daai move getrek. Maar wat moet ons doen? Ons moet die Jethro beginsel volg. En 'n groot skuif wat ons moet maak is dat ons regtig vir mekaar verantwoordelikheid vat. Regtig na mekaar kyk binne in familie. Laat daar nie mense is in familie wat half op die, want in 'n groot groep raak jy maklik weg. En ons wil nie dit hê nie. Ons wil nie iemand moet wegraak in hierdie groot groep, wegraak, jy's half alleen nie. Jy sien ouens net nie en jy hoor nooit weer van enige iemand tussen in die tyd nie. Ons wil nie, almal moet ingeskakel wees in 'n verhoudingsnetwerk. Ons wil wees, ons moet intentioneel wees. Elke persoon moet ten minste 'n paar sterk verhoudinge hê. Jy gaan nie met almal hier sterk verhoudinge hê nie, maar jy kan ten minste met 'n paar mense sterk verhoudinge hê. 'n Paar mense hierso kan met mekaar praat tussen in die koops. En dit moet gebeur. En ten minste 'n groot gros van die mense moet nie vir jou vreemdelinge wees nie. So ons moet ook goed skep dat julle met mekaar praat en ons met mekaar praat. Niemand moet buite staan nie. So hier's 'n paar inisiatiewe. Hierdie tema van hierdie koop is dan nou ook verhouding wat 'n basis is en help spreek rondom die gedagte van verhouding wat ons in familie wil doen. Kobus wys my, ek is heeltemal bewus, Kobus, ons gaan nou in die volgende ding ingaan. Verhouding en wat ons moet doen in verhouding. Dan gaan ons ook hubs skep. Nou die hubs, ons het 'n paar hubs, ons gaan nou 'n hub hê in Middelburg. Dani, die kop vat vir ons daarvoor. Theo het die Noord-Transvaal, ou Noord-Transvaal die werk vir hulle baie goed, so daai crowd gaan nog steeds aangaan met dit. In Bloemfontein gaan Rian vir ons voorvat daar. En in Benoni en Kempton gaan daar 2 hubs wees, hulle gaan beurte maak, tussen Emile en Dion. En ek sal op die koneksiegroep name deurgee, van wie almal by wie almal ingedeel is. Nou die idee van die hubs is, dat tussen die koops, daar sulke 10 days is, en dis heeltemal vrywillig, en jy kan so toe gaan, en jy hoef ook, jy kan na enige hub van enige familie toe gaan, maar logies kyk ons meer geografies. So jy's genooi, dit gaan nie 'n groot ding wees nie, een van die ouens wat kom is die sprekers vir daai dag, een videoetjie dalk en kuier saam, net om ekstra verhouding te bou rondom mekaar, soos 'n desentralisasie, soos ek sê, 'n Jethro beginsel, wat ons daar gaan doen. Dan gaan ons 'n bid-inisiatief doen, wat 'n briljante idee is, en Dion het my aan hierdie idee, Dion, jy mag vorentoe hardloop asseblief. Dion het hierdie idee vir my gegee, dis nie net 'n idee, dis iets wat hy begin doen het, en toe besef ek, die man praat met die Here, want dis net duidelik. Dankie Dion, Dion was nou te beskei, ek wil nog gehad en hy moes sê wat hy gedoen het, hy het presies dit gedoen. Hy begin om elke keer by 'n koop 5 ouens se name te vat, 5 random mense se name te vat en sê, ek gaan vir jou bid in die volgende paar maande en dan bel hy daai persoon. So wat ons gaan doen, en dit is vrywillig, jy hoef nie saam te werk nie, maar ek kan nie sien dit sleg gaan wees vir enige iemand nie. Hierdie naampies wat ons nou ingeskryf op die kaartjies, ons gaan dit ingooi en dan gaan jy trek, en jy trek 2 kaartjies. En hier is die challenge wat na jou toe gaan. As 'n minimum, gaan ontmoet wie se naam jy ook al getrek het. Jy gaan 2 name trek. Jy het nou hulle nommer, en dan bid jy vir hulle. Nou niemand gaan weet, hulle ook nie hoeveel jy vir hulle bid nie, maar ten minste tot die volgende koop. En dis iets wat ons wil instel, ons sal terugvoer kry of julle voel dit werk of nie. Maar Dion sê dit werk lekker, en ek glo. En dan bid jy vir hulle, en dan probeer jy daai persoon eenmaal bel. Nou julle gaan sien, jy gaan nie jou kleur trek. So mans gaan mans kry, dames gaan dames kry. So jy gaan 2 mense bel, 2 oproepe maak tussen nou en die volgende koop, jy kan meer op. Vir 2 mense bid, en 2 mense net sy hand gaan skud, hierso.